So dit is ons erediens gaan bietjie anders te lyk vanoggend. Ek gaan nou vir jou vra om saam met my te sing. Dan gaan ek jou groet met God se seën en nadat ons hoor het hoe die Here ons groet, gaan ek en jy sing uit die nee, dan gaan eers die sanggroep vir ons sing, daarna gaan ons as gemeente sing en dan hulle weer sing en dan sal ek die res van die tyd net aankondig soos wat ons gaan. Maar kom ons begin dan vanoggend se erediens en ons sing saam met mekaar lied 169 en ons sing die eerste en die derde strofe. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Kom maar sit baie dankie. Goeiemôre liewe gemeente, Dominee Rousseau, die susters, die kerkraad, ons wil net uit ons hart uit sê baie dankie vir die geleentheid wat julle vir ons gegee het om hier te kan kom optree. Dis vir ons 'n baie groot voorreg. Al is ons van Nigel, hierdie kinders hier agter my. Ek het donkie jare skool, ek het nog net so bietjie dan gaan ek ook op pensioen. En ek weet hoe voel ek want jene mense raak nou moeg. En in elk geval hierdie kinders hier agter my is die rede hoekom ek in die oggende wil opstaan en skool toe gaan. Hulle is so dedicated. Julle weet wanneer die ander kinders al lank op vakansie hou, ons groot optreetye begin nou. Want is Kersfees optrede en ons gaan bietjie by die hospitale en by die ouetehuise en ons sing. En hulle doen dit met hulle hele harte, regtig waar. En wat ons gebed vir julle is vanmôre, is dat elke lied wat ons sing, dat dit tot jou hart sal spreek. En dat dit vir iemand hier 'n blessing sal wees. Baie dankie. Ek wil net vir die susters ook sê baie dankie dat julle ons so bederf het met eetgoedjies, ons waardeer dit baie. If you need a steady hand to guide you, if it seems you somehow lost your way, if you feel there's no one
Halleluja, ons
Geliefdes, ons gaan ook saam sing. Die 308, ons gaan al die versies sing van die 308. As die jong mense ons vermaak met hulle talente, en ons gaan net nou met mekaar praat oor wat werklik belangrik is in die lewe. Dan sing ons tot God en sê, neem my lewe, laat dit deur U gewy wees, meer en meer. Jy sal sien daar op die skyfie, ons gaan die swart gedeelte sing vir die eerste vers, en dan sal ons vers 5 sal ons aan die einde sing. Daarom staan saam met my op, en dan sing ons die 308. Yeah.
far from me, and I'm running out of faith. I see the future, I picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are pouring down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When they let me go, and I just don't know how I'm gonna make ends meet. I did my best, now I'm scared to death that we might lose everything. And when the sickness takes my child away, and there's nothing I can do, my only hope is to trust you. I trust you, Lord. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. You remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Hy verwonder klein kafeetjie, so 'n man bly wat vir my die rigting vra. Hy sê sy kaart het weggeraak, hy het ver gery en nou is hy verdwaal. Hy soek die plek wat min soms sin, maar die afdruk baie laat jou soms verdwaal. Hy vra hom toe wat sy dorp se naam. Hy sê vir my, ek soek die plek geluk. Ek sê, meneer, ek het gehoor daarvan. Hulle sê dit vat soms wat my kan daar kom. Jy moet die route na genade kry. Vat dan die pad wat na die kruishout lei. Draai by die bord wat na vergifnis gaan. Hierdie pad het Jesus met sy bloed gebaan. Dit klink dalk moeilik om geluk te kry, maar dis die beste pad wat jy kan ry. In die oog van die man sien ek 'n traan, want sy hart het hom vir jare laat verdwaal. Sy soek tog na die regte pad, het hom keer op keer op 'n grondpad laat geland. Ek gee toe vir hom my nuwe kaart, wat hom tree vir tree by die regte plek sal bring. Ek sê toe, vat my Bybel, jy sal nooit weer in jou lewe ooit verdwaal. Ek sê, meneer, jy's op die regte pad. Hulle sê dit eindig by die mooi.
Dit is 'n kosbare voorreg vir my om God se woord vir jou te bring in hierdie mooi oggend wat ons al die kosbare waarhede uit hierdie jong mense se monde uit hoor. En jy sien daar op die bord dat ek vanoggend met jou ook wil gesels oor dit wat werklik belangrik is. En ek wil dit doen uit Filippense 1 waar Paulus vir die gemeente in Filippi 'n brief skryf. En hy sê dat hy vir hulle gaan bid. Hy gaan vir hulle bid om werklik te kan onderskei in hulle lewens. Dat hulle self sal besig hou met dit wat werklik belangrik is. En dis wat ek vanoggend vir jou gaan vra. Is ek en jy nog in ons lewens besig met dit wat werklik belangrik is? Ek gaan vir jou vra, as jy begin na jou eie lewe te kyk. Is dit wat jou moeg maak? Is dit wat jou vrede vat in hierdie lewe? Is dit wat jy jou tyd tot gebruik in hierdie lewe en nog die dinge wat werklik belangrik is? Maar voordat ek dit doen, wil ek saam met jou bid, so kom bid saam met ons. Here wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanoggend deur ander se talente weer u hart kan hoor. Dankie dat ons kan hoor dat die pad na ware geluk en ware vrede net deur u is. Dankie dat ons kan hoor dat as ons nie meer kan nie, dat ons altyd kan omdat u ons sterk maak. Dankie dat ons kan hoor van vrede en liefde en genade
Dankie dat ons kan hoor dat U ons liefdevolle God is. Here, so baie keer in die lewe, as ons tyd gebruik, dan mors ons eintlik 'n klomp van daardie tyd om onbelangrike dinge te dien. Ons raak so besig met 'n klomp dinge wat ons sien en wat ons ervaar en wat ons oor bekommerd is, dat ons oë afgetrek raak van dit wat werklik kosbaar is. So as ons vanoggend hier saam is, as ons stil word in die teenwoordigheid, gee vir elkeen van ons die voorreg om so 'n bietjie ons lewens in ons eie hande te sien. So 'n bietjie terug te staan en oomblikke weer te wonder. Is ons besig met dit wat waarde het by U? Is ons besig met dinge wat ons net besig hou? Seën ons saam wees, ook saam met ons gaste, en seën elkeen van ons nou, Here, met U wonderlike liefde en vrede in ons harte. Ons bid dit nie omdat ons dit ooit kan verdien nie. Ons bid dit net omdat U ons God is, en omdat ons weet dat U ons liefhet. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Paulus skryf 'n brief vir die gemeente aan Filippi, en baie van ons sal nie meer briewe ken nie, so ons kan maar 'n e-pos of 'n e-mail, soos wat ons in Afrikaans sê, kan ons maar daarmee vergelyk. Wanneer ons 'n brief skryf, is dit iemand wat vir iemand anderster iets wil sê. Dis iemand wat 'n boodskap wil oordra aan iemand anders. En wanneer ons 'n brief lees, dan moet ons altyd dit in gedagte hou, want ons moet probeer ken die persoon wat dit geskryf het, hoe hy of sy se lewe was en sy hart gelyk het en hoe hulle gedink het. Dan moet ons die konteks of die omgewing waarin hierdie brief geskryf is, moet ons verstaan. En dan moet ons ook weet hoekom die persoon vir die mense vir wie hy hierdie brief geskryf het. Soos wat ons weet met e-posse en briewe, party e-posse is vriendelik. Dis iemand wat liefdevol vir iemand anders 'n brief skryf en hy wil graag hê die mense wat dit ontvang moet 'n positiewe boodskap hê. Partykeer is dit anders. Partykeer is daardie boodskap minder vriendelik en baie meer ernstig en saaklik, want dan is daar 'n sekere punt wat wil bewys word. Hierdie brief, of 'n gedeeltjie van hierdie brief wat ek vir jou gaan lees, skryf Paulus vir die gemeente in Filippi. Nou Paulus se storie ken ons almal baie goed. Eers was Paulus se naam Saulus, en toe hy Saulus is, toe vervolg hy die kerk van Jesus Christus. Ja, hy het saam met die Jode besluit dat hierdie kerk 'n bose ding is en dat die mense wat deel het in hierdie kerk doodgemaak moet word. Op 'n dag is hierdie Saulus so op pad Damaskus toe met hierdie doel in sy hart en in sy oë en in sy menswees om steeds hierdie kerk van God te gaan vernietig. En dan stop God op. En God vra vir hom, hoekom vervolg jy my? Hoekom maak jy met jou lewe ekskuus soos wat jy maak? En Paulus moet kies. En ek gaan dit net vir jou lees. Paulus moet kies wat vir hom belangrik is. Hy maak 'n keuse. In plaas daarvan om verder die kerk te vervolg, gee Paulus
sy lewe aan God oor. Maar hierdie oorgee het 'n klomp negatiewe gevolge vir hom. Ja, toe hy Saulus was hy in beheer, hy het homself goed versorg, hy het eintlik 'n wonderlike lewe gehad en hy het vir hom en sy gesin baie goed gedoen. Nou wat hy vir God gekies het, sit hy in 'n tronk saam met Silas in Filippi. Hy kry swaar, hy kry pak slaag, hulle kry nie kos nie, hulle kry koud. Hy skryf vir die gemeente in Filippi, want dit is binne in hierdie dorp van Filippi, toe Paulus en Silas die eerste keer gevange geneem word, waar hulle in hierdie tronk gesit word. Binne in daardie tronk, lees ons, het hulle lofliedere gesing tot God, en terwyl hulle so sing, so mooi soos wat hier die jong mense vanoggend sing, is daar 'n aardbewing en hierdie tronk van Filippi se deure gaan oop. Ja, hulle is welkom om uit te loop. Maar Paulus en Silas doen dit nie. Hulle vlug nie uit die tronk uit nie. Want daardie tronk was nie vir hulle 'n plek waar hulle gevoel het, hulle word te nagekom en hulle kan nie verder vir God daar verkondig nie. Hulle kies om in hierdie tronk te bly sodat hulle vir die gemeente van Filippi kan wys hoe maak kinders van God met hulle lewens. Paulus vat die boodskap van hierdie brief saam in Filippense 4 vers 7, waar hy praat oor vrede. Hy sê, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, maak nie saak wat die omstandighede is nie, 'n deel wees van julle lewens. Eintlik sê Paulus, mag God in elke oomblik van julle lewe, goed of sleg, vir julle vrede gee. Ek wil vir julle so 'n paar verse lees. Ek sien dit is nou baie donker, ek weet nie hoekom nie. Uit Filippense 1 vers 9 tot 11. En hy skryf hier vir die gemeente aan Filippi. Hy sê, elke keer as ek aan julle dink, dan dank ek God. Ek bid altyd in my gebede met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag wat julle die goeie nuus gehoor het tot vandag toe saamgewerk het om dit verder uit te dra. Ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het sal voortsit totdat hy dit voltooi het op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Dit is vanselfsprekend dat ek so oor julle almal voel, omdat julle my na aan die hart lê. Julle almal deel saam met my in God se genade, en wanneer ek in die tronk sit en wanneer ek die waarheid van die goeie nuus verdedig en bevestig. God kan getuig hoe ek na julle almal verlang. Ek gee vir julle om met die liefdevolle deernis van Christus Jesus. En ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, deurdat julle al betere begrip en 'n fyn aanvoeling vir mekaar sal ontwikkel. Dit sal julle in staat stel om die dinge te onderskei wat regtig saak maak. Dit sal julle ook help om skoon en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom. En dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van gehoorsaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge wat Jesus Christus bewerk het. God sal daarvoor geëer en geprys word. Paulus se gebed vir Filippi is my gebed vir elkeen van julle se harte in hierdie oggend. Dat ek en jy in staat sal wees om te onderskei die dinge wat werklik belangrik is. Ek wil vir jou vra vanoggend,
om so 'n bietjie aan jou eie lewe te dink. Ek vra jou vanoggend om te dink waarmee jy jouself besig hou. Hoe jy jou tyd en jou energie en jou menswees gebruik. Wat is dit vir jou wat regtig saak maak? Wat is die dinge in jou lewe wat jy vanoggend kan bely en getuig dat dit is wat jy jou menswees voorgebruik? Paulus was besig met 'n pad. Ek en jy is besig met 'n pad. Paulus dink hy doen reg. En dan stop God hom. En eintlik vra God hom daardie dag op pad na Damaskus toe. Is jy regtig besig met dit wat kosbaar is? Hy moet kies. Net soos wat ek en jy baie keer in die lewe moet kies. Dit wat hy kies, maak die lewe eintlik nie vir hom beter nie. Dit wat hy kies, maak die lewe eintlik vir hom swaarder, want hy moet nou met sy lewe verander wys hoe leef 'n mens wat vir God leef. Dan sê hy vir hierdie gemeente in Filippense 2:14. Hy sê doen alles sonder murmureer en kla. Doen alles sonder om die heeltyd te kla. Want sê hy, die vrede van God, die teenwoordigheid van God is by elkeen van julle. Uit die aard van die saak weet jy dat ek vir jou gaan vra wat jy kies. Want onthou nou, dit waarmee ons besig hou in ons lewens is ons keuse. Dit wat ons belangrik maak in ons lewens is ons keuse. Ek wonder as daardie tronk se deure oop gegaan het, hoeveel sou bly sit het? Hoekom is dit so, geliefdes, dat ons altyd ons lewens anders leef? Hoekom is dit so dat ons altyd dink dat dit beter moet gaan as wat dit eintlik gaan? Hoekom soek ons so baie keer 'n klomp goed wat ons dink vir ons belangriker kan wees as juis God se teenwoordigheid? Wat in hierdie lewe gee werklik vir jou vrede? Ek dink Paulus sê vir ons, die doodgewone lewe wat ons leef. Maar dit gaan nie eintlik oor die lewe nie. Dit gaan eintlik daaroor die manier wat ons leef. Dit gaan eintlik oor die besluit wat ons maak om te midde van alles God se vrede te leef. So baie keer dan sê ons vir mekaar wat daar in Johannes 4 staan, niemand het nog ooit vir God gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, dan sien mense God in ons. Ek vra vir jou en ek sluit af. Hoe lyk God se gesig wat jy verander was? En daardie gewone lewe wat ek en jy leef, daardie gewone doen, ja, in hierdie lewe het miskien 'n klomp tronke en 'n klomp plekke wat ons nie geniet nie en wat nie vir ons lekker is nie. Maar hoe lyk
God se gesig wat jy en ek wys. En dit sonder kla, sonder die heeltyd negatief, sonder om die heeltyd te dink dit moes anders wees. Vanoggend bid Paulus vir Filippi en ek vir jou. En dan bid ek en ek vra vir God, gee vir ons die onderskeiding. Gee vir ons weer die kans om te kan dink. Elkeen oor sy eie lewe, ons los maar anders in uit. Dat ek kan fokus op dit wat regtig belangrik is. En dan sê Paulus sonder murmureer of kla. Dan sê Paulus 'n ander ingesteldheid. 'n ingesteldheid van doen en van wees. 'n ingesteldheid van ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee. Filippense 4 vers 4 tot 7 is die kern van hierdie brief. En daar, as Paulus afsluit, dan sê hy vir hierdie gemeente, hy sê ek wil hê julle moet bly wees. In vandag se konteks sê hy, julle moet hier weggaan vanoggend en na julle eie lewens toe gaan en julle moet gaan bly wees. Want die Here is naby. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Vat al daardie bekommernis oor daardie gewone lewe en daardie lewe wat jy baie keer anders wil hê. En hy sê, maak alles deur gebed en smeking aan God bekend. En dan sê hy, gaan die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, 'n deel word van jou lewe. Mag jy vanoggend teruggaan na daardie lewe toe. Ja, daardie eie lewe vol van sy dinge. En as jy daar kom, net mag jy God daar sien. God se teenwoordigheid, God se liefde, God se vrede. En dan, geliefde, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou lewe regeer. Mag God vandag vir jou, net daar waar jy is, net wie jy is, net dit wat jy beleef, mag hy daar vir jou vrede gee. Mag God dit vir elkeen van ons in hierdie dag wees. Amen. You
vreugde. Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit aan hom. Want krag sal hy gee. Hef op jou hande, verhef jou stem. Vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe. Vir die op hom wag, gee Jesus krag. Vir die op hom wag, gee Jesus krag. Voel jy verlore, te moeg om te stry? Leer maar op hom, krag sal jy kry. Dit is ons vrese, te bang om te lag. Vertrou maar op hom, want Jesus gee krag. Hef op jou hande, verhef jou stem. Vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, ewige lewe. Vir die op hom wag,
Liefde staan saam met ons op. Ek groet jou met God se seën en ek bid dat jy met sy vrede vandag sal verder gaan. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal met elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen. Amen.